Vriende, hartlik welkom. Ons is aan tafel en ons reis verder. Vandag in die 3de episode van ons reeks aan tafel oorweeg ons die spyskaart. Ons het in ons reeks sover Jesus die gasheer ontmoet en Paulus het hom vir ons geskets as die gekruisigde. Hy wat in ons plek as plaasvervanger vir ons sonde gesterf het. Ons het ook die uitnodiging gehoor om saam met Jesus te sterf en saam met hom lewend gemaak te word uit die dood in die woorde van Paulus. Maar hierdie week gee ons 'n volgende tree en sê hier aan tafel ontmoet ons nie net die gasheer nie. Ontvang ons nie slegs die uitnodiging nie, maar oorweeg ons ook die spyskaart. Nou, stel jouself die volgende situasie voor. Jy word genooi om te gaan eet. Wat gebeur? Jy aanvaar die uitnodiging, jy ontmoet die gasheer of die kelnerin. Jy neem jou plek in en jy oorweeg die spyskaart. Nou, vanoggend begin ons ook deur vir mekaar te vra wanneer ons die spyskaart oorweeg aan tafel. Wat is op hierdie spyskaart? En ons oorweeg vanoggend die spyskaart in die taal van Lukas 22. Lees saam met my. Lukas 22. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker en spreek die dankgebed uit en sê: Neem dit en gee dit aan mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voor die koninkryk van God gekom het nie. Wanneer ons die spyskaart van naderby bekyk, dan sien ons op hierdie spyskaart is daar brood en wyn beskikbaar. Dan verklaar Lukas 22 vir ons die spyskaart. Toe het hy die brood geneem, hy spreek die dankgebed uit, breek dit, gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. En dan, wat betref die wyn, met die beker na die maaltyd, het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Jy sien, die spyskaart bestaan uit meer as net brood en wyn, want die brood wys ons, herinner ons aan Jesus se liggaam vir ons gebreek. Die wyn wys ons na, herinner ons aan Jesus se bloed vir ons gevloei. En wanneer ek en jy vanoggend die spyskaart oorweeg, dan sien ons die brood en die wyn, die liggaam en die bloed op hierdie spyskaart. Maar miskien vra jy, waarom hierdie maaltyd? Bedoel, met die eerste oogopslag lyk dit dalk vir jou vreemd. Met die eerste aanhoor daarvan val dit miskien vreemd op jou oor. Waarom spesifiek dan hierdie maaltyd? Kom ons kyk na die volgende begrippe wat ons nodig het om die maaltyd te verstaan. Die eerste begrip is die begrip sonde. Sonde is iets wat in staat is om my verhouding met God stikkend te breek deur selfgerigtheid, deur selfsug. Die tweede begrip is die begrip bloed. Niks minder as bloed is nodig om vir hierdie sonde te betaal nie. 'n Offer moet gebring word dat die bloed vergiet kan word. Die derde begrip, gereinig. Wanneer die offer gebring is, die bloed gevloei het, kan God se verhouding met die mens herstel word. Maar hoe het dit gewerk dan in die Ou Testament? Kom ons gee 'n paar tree terug vanoggend. Dan vra ons vir mekaar, maar hoe het dit gewerk daar in die Ou Testament? So hier sal jy sien is 'n uitbeelding van die tabernakel. Hier is die altaar, hier is slagtafels daar rondom. Hier sal jy sien
is die verbondstent. Dan sal jy sien is hier 'n heiligste en 'n allerheiligste gedeelte. In die heiligste gedeelte beweeg die hoëpriester in, maar slegs een keer 'n jaar beweeg hy na die allerheiligste toe. En daar tree hy dan in vir mense se sonde namens hulle by God. Nou kom ons vergelyk dit vanoggend met mekaar. Wanneer ons praat van Ou Testament teenoor die Nuwe Testament. In die Ou Testament was daar dan hierdie persoon daar by die verbondstent, nadat die offer gebring is, beweeg hy deur die heiligste na die allerheiligste en bring hy dan voor God hierdie saak van die mense en tree hy namens hulle by God in. Maar in die Nuwe Testament hoor ons dat daar is Jesus. Hy is die hoëpriester. Hy neem ons saak na God toe. Nou hoe het dit dan gewerk? So jaar na jaar word daar offers gebring. En hierdie offers wat gebring word jaar na jaar moet herhaal word en kan nooit heeltemal eintlik die sonde wegneem nie. Maar nou vertel die Nuwe Testament ons van Jesus. Jesus offer homself eenmalig. Hy bring nie slegs 'n offer nie, hy offer homself. En hy doen dit eenmalig. Want hy was sonder sonde. Hy was God wat mens geword het. Hy was sonder sonde en het in ons plek as 'n mens homself eenmalig kom offer. Dan weet ons in die Ou Testament dat sonde so ernstige saak was, dat bloed nodig was om hierdie sonde te vergewe. Maar ek kan nie vir my eie sonde betaal nie omdat ek self sonde het. Jy kan nie vir my sonde betaal nie omdat jy self sonde het. Daarom betaal Jesus dan met sy eie bloed, nie met diere se nie, en sy bloed is genoegsaam om vir die sonde van die ganse mensdom te betaal, omdat hy glad nie sonde het of kan sondig nie, omdat hy God is wat mens geword het. So wanneer Jesus aan die kruis sterf, dan sien ons daar gebeur iets. Nie slegs aan die kruis wanneer Jesus uitroep tetelestai, dit is volbring nie, maar ons sien daar skeur die voorhangsel. En nou is die pad na God toe oop. Die voorhangsel vir die heiligste van die allerheiligste geskei het. Daardie voorhangsel skeur nou. En nou beteken dit, die pad na God toe is oop. Jesus, die hoëpriester, het self die offer eenmalig genoegsaam gebring, sodat ek nou self met God kan praat, sodat ek in verhouding met hom kan staan, sodat my stukkende verhouding met hom heel gemaak kan word, omdat hy vir my die weg na God toe gebaan het, en hy self vir my intree by God. Wanneer ons die spyskaart hoor vanoggend, die brood, Jesus se liggaam, die wyn, Jesus se bloed, dan vra ons vir mekaar dalk, maar is hierdie maaltyd genoegsaam? Jy ken daardie gevoel, wanneer jy na die kelner in die restaurant draai, wat jou bestelling kom neem, en sy vir jou vra, maar wat sal jy eet? En jy die verskillende opsies op die spyskaart wil oorweeg, en vra, maar wat is die grootte van hierdie porsie? Is dit werklik genoegsaam? Nou wanneer ons vir mekaar so vra, is hierdie maaltyd van Jesus se liggaam en sy bloed vir ons genoegsaam? Dan herinner ek jou aan die woorde van Jesus in Johannes 6, vers 35, waar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Jy sien, die spyskaart wat Jesus aanbied is heeltemal genoegsaam. Want Jesus sê, wanneer jy van hierdie spyskaart eet, sal jy nooit weer honger en dors wees nie. Jy sal versadig wees. Waarom? Want jy deel gekry aan hom.
Hy sê hy is die brood van die lewe. So wanneer jy aanvaar dat hy is wie hy sê hy is, naamlik die brood van die lewe, aanvaar jy dat hy die seun van God is, die gestuurde van God. En wanneer jy aan hom deel kry, kry jy deel aan 'n lewe wat ewig aanhou. 'n Lewe, die ewige lewe saam met Jesus. En dit is 'n lewe wat jou sal versadig. Dit is 'n lewe wat betekenisvol is. Dit is 'n lewe wat genoegsaam is wanneer jy van hierdie spyskaart eet en deel kry aan wie Jesus is en wat hy bewerkstellig het. Deel kry aan 'n verhouding met God self deur Jesus. Maar aan tafel sou ek kon vra, miskien, vir wie is hierdie maaltyd? Ek onthou dat daar word vertel van 'n sendeling wat die boodskap van die evangelie verkondig het, om vir mense te verduidelik dat buite Christus is jy heeltemal verlore. En daar kom 'n meisie na die sendeling toe, en sy vra vir die sendeling, sy is nie seker of hierdie maaltyd ook vir haar is nie, want sy kan darm nie glo dat sy heeltemal verlore is nie. Sy is darm nie so slegte mens nie. En die sendeling sê vir haar, hy het vir haar slegte nuus as sy nie heeltemal verlore is nie, in haar begrip ten minste, want die evangelie is vir mense wat heeltemal verlore is, sodat hulle ten volle gered kan word. Maar die goeie nuus is, vir diegene wat besef dat hulle ten volle verlore is, hulle kan deel in hierdie maaltyd. Hulle kan ten volle versadig word deur hierdie maaltyd. Johannes 6 in vers 40 sê Jesus, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Jesus kom sodat elkeen wat in hom glo, gered kan word. Klink dit nie vir jou bekend nie? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy sien, die spyskaart wat Jesus aanbied, is beide inklusief en eksklusief gelyktydig. Die spyskaart van Jesus is inklusief, want dit is vir enigeen. Ongeag wie ek is of wat my verlede is die spyskaart van Jesus vir my gereed. Maar eksklusief, dit is slegs beskikbaar vir diegene wat in Jesus glo. In Johannese taal, diegene wat aanvaar dat hy die enigste gestuurde seun van God is. Wanneer ek die spyskaart oorweeg, dan is die maaltyd van Jesus se liggaam en bloed vir my beskikbaar, ongeag wie ek is. Maar dit is slegs beskikbaar vir my wanneer ek aanvaar dat Jesus is wie hy sê hy is, dat hy die een is wat dit vir my aanbied. Daar is nie verskillende paaie hoe ek gered kan word nie, maar daar is een pad. Die pad is Jesus en jy kan deur Jesus alleen gered word. Dit is die uitnodiging van hierdie maaltyd op die spyskaart. Wanneer ek en jy heerlik aan 'n maaltyd geëet het, dan draai ons dikwels na mekaar en vra, so wie betaal vandag die rekening? Ek onthou so 15 jaar gelede maak daar 'n nuwe restaurant oop in Port Elizabeth en ons as gesin gaan eet heerlik by hierdie restaurant. Na afloop van die ete staan my pa op om vir die rekening te gaan betaal. Maar die kelnerin verduidelik aan hom dat dit is nie nodig om vir hierdie rekening te betaal nie. Iemand het reeds daarvoor ingestaan. Jy sien vriende, dikwels help
so beeld ons om iets van die evangelie te verstaan. Efesiërs 2 sê julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God, dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Wanneer ek die woord gered hier lees in vers 8, dan onthou ek dat hierdie woord is in die Grieks in perfectum. Met ander woorde, dit is iets wat in die verlede gebeur het, afgehandel, maar die effek daarvan duur voort. So wanneer ek deel gekry het aan hierdie maaltyd, wanneer ek van hierdie maaltyd geëet het, dan kan ek sê, maar ek het deel gekry aan Christus. Ek is inderdaad uit genade gered, reeds afgehandel in die verlede, maar nou sal die effek daarvan voortduur. Hoe duur dit voort? Deur geloof. Hoe word ek gered? Deur geloof. Is dit dan iets waarvoor ek kom betaal? O nee, hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Ek en jy kan nie die rekening vir hierdie ete betaal nie, maar voordat ons dit kon oorweeg om dit te betaal, om dit te probeer betaal, het Jesus dit vir ons betaal. Aan die kruis dra hy die volle prys wat nodig was om vir hierdie maaltyd te betaal. Wanneer ek en jy vanoggend aan tafel is ons hier om die spyskaart te oorweeg. Die spyskaart van Lukas 22. En wanneer ons dit vanoggend kom saamvat, sou ons vir mekaar kon vra, so wat is op hierdie spyskaart? Dit is Jesus se liggaam en sy bloed. Waarom die maaltyd? Want bloed is nodig om sonde te vergewe. Is hierdie maaltyd genoegsaam? Ja, Jesus sê, jy hoef nooit weer honger of dors te wees nie. Vir wie is hierdie maaltyd? Vir enigiemand wat in Jesus glo en aanvaar dat hy is die gestuurde seun van God. Wie het die rekening betaal? Jesus het die volle rekening betaal met sy bloed. En die effek daarvan duur voort. Vanoggend sou ons dit nog korter kon opsom deur te sê: die spyskaart vertel vir ons die verhaal dat sonder Jesus is ek verlore, maar Jesus het met sy bloed betaal. Deur Jesus word ek gered. Ek wil vanoggend afsluit deur 2 vrae aan jou te kom vra. Vertel hierdie maaltyd jou verhaal, hoe jy deur Jesus begenadig is. Het jy al die maaltyd wat Jesus aanbied aanvaar? Het hierdie maaltyd al jou lewe vir altyd kom verander? Is jy skoon gewas deur die bloed van Jesus? Is jy weergebore? Die tweede vraag. As jy ja geantwoord het op die eerste, wil ek vir jou vra, maar hoe vertel jou lewe die verhaal van hierdie maaltyd verander? Die manier hoe jy hierdie week gaan optree, dit wat jy gaan dink, dit wat jy gaan doen, dit wat jy gaan sê, die verhoudings wat jy gaan saamleef, die keuses wat jy gaan maak. Vertel dit dat jy deel gekry het aan hierdie maaltyd. Vertel jou lewe verander dat daar is 'n maaltyd wat Jesus aanbied. Vertel jou lewe vir hulle dat jy is 'n begenadigde van Jesus. Vertel jou lewe vir hulle dat jy skoon gewas is deur die bloed van Jesus. Ek en jy het baie keer nie die geleentheid om vir iemand die evangelie te vertel nie, maar ons het die geleentheid om die evangelie vir hulle te leef. En wanneer iemand na jou lewe kyk, sal hulle kan sien dat jy het deel gekry aan die maaltyd van Jesus. Ek en jy het nie net die opdrag om hierdie maaltyd te aanvaar nie, maar om hierdie maaltyd van hierdie spyskaart met ander te gaan deel. Jy kan hierdie week vir ander vertel. Die spyskaart is gereed. Die maaltyd van Jesus is daar. Hy het die volle prys vir hierdie maaltyd betaal. Jy kan dit eet. Jy kan daarvan drink. En vir altyd versadig wees. Want dit is die maaltyd wat Jesus aanbied. 'n Lewe met hom. Hy het homself gegee. Hy het sy alles vir jou gegee. Is jy bereid om jou alles vir hom te gee en te deel aan hierdie maaltyd en dit dan nie vir jouself te hou nie, maar ook met ander te gaan deel?
Vriende, wanneer ons vanoggend aan tafel is, dan bely ons geloof aan tafel. Heer, gee vandag ons dagse brood. U staan ons by in al ons nood, ook wanneer ons so gou vergeet dat U ons dag se brood uitmeet. Heer, seën tog vandag se brood en laat ons ander help in ons nood. Laat ons bereid wees om te deel, want U gee altyd weer soveel. Heer, U is self die lewensbrood. U deel U self in U dood. U het ons selfsug so vergeef. Nou kan ons uit U liefde leef. Amen.